Okay, so nou die ander tipe vergelyking wat hulle vir jou kan gee, is ene wat meer, ek wil amper sê, letters in het as wat net 'n X is. Daar's meer onbekendes as die X, maar hulle vra vir jou om nog steeds die X die onderwerp te maak, soos byvoorbeeld een van hierdie. Nou jy dink aan dit as net een of as 'n gewone vergelyking. So as daai en daai ook getalle was, hoe sou jy daai vergelyking opgelos het? So die eerste stap gewoonlik, as ek ons nou vir X alleen wil hê, en daar's geen hakies of wortels of enige so ietsie, dis eintlik maar net 'n gewone vergelykingkie, dan wil ons mos ons X aan die een kant hê en ons getalle aan die ander kant hê. So met ander woorde, ek wil daai plus 2 term, wil ek ook aan daai kant hê. So as ek wil ontslaa raak van 'n plus 2 bewerking, moet ek aan die ander kant 2 aftrek. En dan laaste raak ek mos nou, onthou as daai nou 'n getal was, dan was dit maar net asof daar gestaan het, sê net maar 5x², né? So as ek wil ontslaa raak van die getal voor my x, dan moet ek aan die ander kant gaan deel. So want dis mos eintlik 1/3 maal 1/3p maal x², so dan gaan ek aan die ander kant maar net gaan deel met 1/3p. Nou, as jy gaan deel met 1/3, as ons deel met 'n breek, dan moet ons eintlik flip en maal. So dis eintlik om te deel met 1/3 en te maal met 3 is presies dieselfde. Maar onthou, jy het nou nie net een ding aan daai kant, jy het 2 terme, wat beteken, ek moet die antwoord van daai ding, die antwoord van a minus 2, moet ek maal met 3. So ek sit hom dan in hakies om te sê, dis die antwoord van, dis nie net die a wat ek gaan maal met 3 nie, of dis nie net die 2 nie, dis daai hele ding wat ek gaan maal met 3. En dan, so ek het nou ontslae geraak van die maal 1/3, deur aan die ander kant te gaan deel met 1/3, nou moet ek ontslae raak van die maal p, deur aan die ander kant te deel met p. En weer eens, dis daai hele ding, wat ek gaan deel met p. Nie net 'n gedeelte van hom nie, die hele ding. En nou is ek so naby aan klaar, ek moet net ontslaa raak van die kwadraat by my x. Dis waar jou vierkant word, want die teenoorgestelde, die inverse berekening van 'n kwadraat is die vierkantswortel. So ek vat daai hele ding net so, en dan gaan sit dit onder die vierkantswortel. Dit is jou finale antwoord. Eintlik moet ons 'n plus minus hier voor aan die wortel sit, nog ook, omdat onthou, of x nou 'n negatiewe getal is, en of hy nou 'n positiewe getal is, die antwoord gaan dieselfde wees. Of as x byvoorbeeld 'n minus 3 was, en as x nou 'n positief 3 was, jou antwoord gaan dieselfde wees. So dis hoekom ons die plus minus daar voor die wortel sit, net om te sê, daai waarde wat ek in x se plek sit, kan 'n positief of 'n negatief wees. So sien jy het hom presies dieselfde soos wat jy 'n gewone vergelyking met net getalle, so jy hom presies dieselfde gedoen het. Eers jou x aan die een kant en jou getalle aan die ander kant, en dan raak jy ontslae van die koëffisiënt van jou x, deur aan die ander kant te gaan deel. Ok, so hier is nog 'n voorbeeld, né? So weer eens, ons wil vir x hê, daar's my x, dieselfde tipe ding is geldig. Ek wil my x aan die een kant hê, getalle aan die ander kant. Maar nou sit jou x onder 'n wortel, so jy hou hom net eers onder die wortel, dan raak jy ontslae van die minus 3 bewerking, deur aan die ander kant te gaan 3 bytel. Al is daar x in 'n breek, of al is hy in 'n wortel, of al is het hy goed wat jy hom mee maal, is fyn, kry net eers daai term, want daar is mos 'n term, kry daai term wat die x het, alleen aan die een kant. Ok, nou wil ek ontslaa raak van 'n wortel, en die inverse van 'n wortel is 'n kwadraat, want daai twee kanselleer mekaar uit. Maar onthou, dit wat ons in die linkerkant doen, moet ons ook in die regterkant doen. En dan het jy nou vir jou wx op 6t daarso, en hierdie kan jy nou maar eers in hakies hou met die kwadraat, en dan wil ek ontslaa, ek wil vir x hê, so ek wil hom uit hierdie breek uit kry. So ek wil ontslaa raak van die deel bewerking, so ek moet aan die ander kant gaan maal. So ek vat daai hakie en ek maal hom met 6t.
En dan wil ek vir x alleen hê aan die een kant. En dan skryf jy daai hele ding, ja. Gaan deel jy met w. OK. So is net so. Die enigste geval wat nou 'n bietjie moeiliker is, want by al die ander voorbeelde wat ons nou gedoen het, die vorige twee, het jy 'n x net by een term gehad. Nou het jy 'n x by twee verskillende terme. So die ding is dieselfde. Jy soek jou x aan die een kant, jou getal aan die ander kant. So ek wil daai twee terme wat my x'e in het, wil ek bymekaar hê. Daar kon net sowel gestaan het 3x minus 6 is gelyk aan 2x, né? Dan het ons terme met die x'e aan die een kant gekry. So ek los my px hier aan die linkerkant. So as ek wil ontsla raak, hierdie is mos nou eintlik 'n plus bewerking, so dan gaan minus ek aan die ander kant. En as ek wil ontsla raak van die minus a bewerking, dan moet ek aan die ander kant gaan plus. En nou, maar nou, onthou ons kan nie hierdie goed optel en aftrek nie, want wat tel ek nou op, wat, dis nie 'n 5x minus 3x dat ek kan sê dis 2x nie. So in hierdie geval, as jy x'e by meer as een term het, wil ek daai x altyd uitdeel. So dit is waar my faktorisering inkom. So ek gaan hierdie nou faktoriseer. En dan haal jy gewoonlik jou x uit as 'n GGF. So ek haal die x uit en dan skryf ek in hakkies wat bly oor nadat ek dit uitgedeel het. P minus T, baie mooi. OK, en nou wil jy net jou x alleen hê aan die een kant, soos ek wil ontsla raak van die x maal die hakkie, dan gaan ek aan die ander kant net deel met die hakkie. Kan dan nie ook miskien dalk hierdie